Goeiemôre, welkom vanoggend by Briltyd. Dankie dat jy kom aansluit uit by God se leeutrop en vanoggend wil ek met jou 'n kragtige boodskap deel wat pastoor Malelek so 'n paar jaar gelede by pastoor Leon Prinsloo se gemeente hier in Grootbrakrivier, Aggies Greenhaven met ons gedeel het. 'n Kragtige woord wat ek weet die bril in jou weer gaan terugsit vir hierdie dag. Dit is sommer gaan kans sien vir hierdie dag, maar nie net vir hierdie dag nie. Die res van hierdie week, die res van hierdie maand, die res van hierdie jaar. En ja, soos ek sê, dat jy saam met die leeu in die stam van Juda se trop, saam met ons kan begin brul en sê, daar staan geskrywe, geniet hierdie diens vanoggend. Broers en susters, voordat ons in die woord van God ingaan, die Here bedien my Woensdag by die huis ek was. Nie so lekker nie, gesukkel met griep. En die Here bedien my met die woord. En dit is dieselfde woord wat ek vir u gaan gee, want ek het gesukkel om te verstaan, wat is dit wat my Here wil hê, ek vir die AGS gemeente en in besonder vir die vaders van die gemeente moet sê. Die woord kry ons in Esegiel 22 vers 30. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind. Maar ek het niemand gevind. Kom ons bid net saam. Ek dank die Here vir die geopende woord in ons midde. Spreek soos net u dit kan doen. Laat die Gees vaardig word. Dankie vir ontvanklike harte. Dankie dat ons weet, my God is in beheer. Spreek nou deur my in die naam van Jesus, verlosser, saligmaker en redder, en met baie danksegging. Amen. Broers en susters, in die gedeelte, u sien, waar ons as mense soek vir beter metodes, soek God vir 'n beter man, 'n besonderse man, 'n man wat bo ander uittroon. God soek na 'n man wat standvastig is, 'n man wat doelgerig is, 'n man wat gegrond is, 'n man wat geanker is, 'n man wat diensbaar is, 'n kampioen van 'n man. 'n Man wat met vertroue in die teenwoordigheid van reëse kan staan. 'n Man soos Noag wat met God gewandel het. 'n Man met geloof soos die van Abraham. 'n Man na aan sy hart soos Dawid. 'n Werker, 'n bouer, nie 'n gewone, nie 'n gemiddelde man nie. Nie iemand wat soos wat die wind waai, sommer net weggewaai word nie. Nie 'n man wat go with the flow nie. Maar 'n man wat opgelei is om die werk te doen. 'n Man wat bereid is om die werk te begin en dit deur te sien. 'n Man van geloof, 'n man van moed en 'n man van durf. God is op soek na great manne. Daar is 'n lekker woord in Afrikaans wat greatness kan beskryf nie. As God soek na 'n groot man, soek hy nie na 'n perfekte man. Jy hoef nie perfek te wees om groot te wees nie. Grootheid word juis gebou op ons menslike mislukkings en ons menslike breekbaarheid. God kan beskadigde voorwerpe gebruik. Hy kan dit weer aan mekaar sit, juis omdat hy God is.
U sien, Genesis 12 sê God vir Abraham, ek gaan jou naam groot maak. En in Genesis 22 wys God vir Abraham hoe om so groot soos sy naam te wees. Ek moet dit weer vir u sê. Genesis 12 sê God vir Abraham, ek gaan jou naam groot maak. Genesis 22 wys hy eers vir hom. Wys hy eers vir hom om so groot soos sy naam te wees. Onthou, jou naam kan groter as jy self wees. En ons weet dat al die grootste godsdienste ter wêreld loof Abraham as die vader van die geloof. Maar onthou, liewe Vader, maar laat ek maar sommer ons susters ook insluit. Abraham was nie perfek nie. Abraham het misluk. Abraham het gelieg. Hy het nie altyd gedoen wat God vir hom gesê het om te doen nie. Hy het goed saam met hom gedra wat God vir hom gesê het om te los. Terwyl ons sukkel om oor ons vraagstukke en ons beperkings te kom, moet ons nie ons geloof afskeep nie, want dit was juist deur sy geloof dat God Abraham se foute gekanselleer het en vir hom 'n tweede kans in die lewe gegee het. U sien, baie van ons meet ons grootheid aan die reaksie van die mense rondom ons. As die mense rondom ons nie ondersteun nie, ons nie versterk nie en ons nie komplimenteer nie, dan hou ons op om groot te voel. Dan kry ons 'n selfbeeld te knou en ons selfwaarde begin te wankel. Ons gebruik baie keer ons vriende en ons familie as 'n spieël om te reflekteer wie en wat ons is. En wat hulle sê, wie en wat ons is, glo ons, is die werklikheid en die waarheid. Vanoggend kom ek vir vaders en vir man sê, dit maak nie saak waar jy uitgeval het nie. Dit maak nie saak waar jy uitgesak het nie. Dit maak nie saak waar jy misluk het nie. Jy kan nog steeds groot wees. Nie een van ons het al wasdom bereik nie. Nie een van ons het al geword waarvoor ons geskape is nie. Grootheid vereis dat u sal onderwerp aan autoriteit. Hy is 'n moeilikie. U moet onderwerp aan autoriteit. In die gemeente, autoriteit van die pastoor en die autoriteit van God. Onderwerping beteken, jy vra nie. Onderwerping beteken geen kommunikasie nie. Onderwerping beteken geen rebellie word toegelaat nie. Onderwerping beteken, voordat ek kan lei, moet ek eers volg. Ons faal juis ons kinders, broers en susters, omdat ons nie vir ons kinders reëls neerlê nie. En ons hulle toelaat om te maak en breek soos wat hulle wil. Ons wil mos inwees by ons kinders. Daarom kan hulle TV kyk tot wie weet wanneer toe. Hulle kan maak wat hulle wil. Ons lei ons kinders op om rebels te wees. En ons vertraag die profesie wat oor ons kinders hang. Ons moet leer, broers en susters, vaders, om instruksies te volg en te doen wat ons beopdrag word. Ek was nooit in die army nie. Dank die hemel ook daarvoor. Maar jy moet onthou, broers en susters, dat autoriteit is gelyk aan dit wat in die army gebeur.
As daai sersant vir jou sê, staan op, dan moet jy opstaan. Jy sien, ons het die neiging om te sê, nee, ek leer nog so bietjie later, man. Onderwerping beteken, jy meld aan vir diens, ongeag hoe jy voel, hoe jy dink, en wat jou oomblik, daai oomblik jou omstandighede is. Die staan op aandag en sê, ek is hierso, aanmeld vir diens. Ons het ons vaders by ons huise terug nodig. Ons het ons vaders by ons huise nodig. Ek wil net vir ons mans dit sê, onderwerping beteken nie jy swakkie. Onderwerping aan gesag beteken nie jy's 'n swakkeling nie. Onderwerping aan gesag beteken jy krag onder beheer. As jy nou die bulbs vat, die buisligte vat, by elkeen van hulle is daar 'n regulator wat bepaal hoeveel krag daardeur kom. As daar die regulator was en ek sit die krag aan, dan blaas al daai buise. Dit is krag onder beheer. Dieselfde wanneer ek 'n houspyp vat en ek buig hom en ek maak hom weer reguit, dan spuit hy verder as wat hy normaalweg sou gespuit het. Dit is krag onder beheer. Krag sonder beheer is soos 'n bliksemstraal, 'n blitsstraal wat na die aarde toe kom en alles vernietig wat hy tref. Dis krag sonder beheer. Hoeveel manne is nie daar buite en selfs die buite, die binne, wat kragtig is, wat talentvol is, wat gawes het, maar nie bruikbaar is nie. As jy jou nie self onderwerp aan autoriteit nie, dan is jy nes 'n blitsstraal, krag buite beheer. Wat God jou ook al laat deurgaan, meld aan vir diens. Maak nie saak hoe jy voel nie, meld aan vir diens. Maak nie saak wat jy dink nie, meld aan vir diens. Ek doen dit omdat ek geleer het om onder gesag te staan. Grootheid vereis ook sensitiwiteit. Jy sien, broers en susters, sommige van ons is naby ons bestemming, naby ons deurbraak, en dan gooi ons stou op. Ons gooi die handdoek in. Daar tye dat God vir jou 'n instruksie gee sonder detail. Daar tye dat God vir jou 'n instruksie gee sonder besonderhede, sonder 'n adres. Jy moet jou weg voel. Jy sien, en ek moet vir die voorbeeld van Abraham aanhaal. God sê vir Abraham, gaan na die berg Moria. Amen, klaar. Hy het nie 'n klou waartoe hy moet gaan. Onthou, Abraham lei mense, en 'n leier moet weet waartoe hy op pad is. Anders te verdwaal almal. Want as die leier verdwaal almal. Daarom prys ons die Here vir iemand soos Pastor Leon, wat weet waartoe hy op pad is. Jy sien, broers en susters, God het net vir Abraham gesê, gaan, en hy het nooit weer met hom gepraat. Totdat Abraham by die regte plek uitgekom. Dit laat my wonder, hoe moes Abraham gevoel het? Hy loop en hy kom hier by die eerste bergpiek en sy volgelinge vra vir hom, is dit die berg? En hy kyk en hy sê, dit lyk nie so nie. En hy gaan aan en hy loop en hulle vra vir hom, jong nou, wanneer dan? En hy sê, nee, ek weet nie. Maar Abraham weet
Die opdrag was gaan na die berg Moria toe. Jy sien, is toe Abraham ietsie binne hom voel. 'n klokkie, 'n sirene, 'n alarm wat die binne in hom afgaan. Toe weet Abraham, hier's ek nou op die plek wat God gesê het ek moet wees. Jy moet jou weg voel, broers en susters. Ons het mos die neiging om agter enige profeet aan te hardloop, om te hoor, wat sê God, wat moet ek doen? Ons hardloop agter hulle aan en ons vra vir hulle, is daar nie 'n boodskap van die Here wat jy het vir my nie? As ek sensitief is vir die stem van die Heilige Gees, as ek sensitief is vir die stem van die Heilige Gees, dan sal die profeet bloot net bevestig dit wat alreeds hier binne in my is. Ek bid vanoggend dat die Here ons moet help om te kan voel. Jy sien, broers en susters, daar's 'n doel met elkeen van ons met ons lewens. U doel is beslis nie myne nie. U kan nie my doel vir u aanpas nie. Net soos u nie na apteek toe kan gaan met my voorskrif om my medisyne te gaan haal om u beter te laat voel nie. Daai voorskrif is vir my siekte, vir my situasie, om my beter te laat voel. Wat God vir my het, is vir my alleen. En wat God vir u het, is vir u alleen. Daarom raak ons volk jaloers. Daar lê die rede vir jaloesie onder ons mense, omdat ons nie kan sens, omdat ons nie kan voel wat myne is nie. Nou raak ek jaloers en ek sê, hoe kan die Here hom man so seën, maar die Here seën nie vir my nie. As daar 'n betrekking is wat vakant is, wat oop is, wil dit nie sê dis joune nie. As daar promotion is, wil dit nie sê dis joune nie. Jy moet dit sens, jy moet dit voel, dis nou die tyd om te gaan. Alles wat jou aangebied word, is ook nie joune nie. Elke vrou wat van jou hou, elke vrou wat van jou hou, is ook nie joune nie. Elke vrou wat van jou hou, man, is nie joune nie. Here, help ons. Help ons. Laat ons u wil vir ons lewe kan voel. Daar's te veel van ons mense. Daar's soveel van ons mense wat wil hê ons moet val, ons moet misluk, ons moet nêrens kom nie. Leer ons om te voel wat u wil vir my is. Broers en susters, groot mense, en dis die moeilike een. Groot mense, great men en vrouens, moet leer om van mekaar te skei. Ons is mos kastig te bang om ander mense seer te maak. Hy, hoe gaan hulle voel as ek nou vir hulle sê, hulle kan nie saamgaan? En ons vat mense saam met ons, wat nie bestem is om saam met ons te gaan nie. Moses het die beloofde land gesien, maar hy kon nie daar ingaan nie. Hoe nader jy aan jou droom kom, hoe nader jy aan jou droom kom, hoe kleiner moet jy die sirkel rondom jou maak. Hoe nader jy aan jou droom kom, hoe kleiner moet die sirkel rondom jou wees. Almal wat met jou begin het, gaan nie saam met jou eindig.
Grootheid broers en susters vereis om vir mense te sê, soos Abraham gesê het, bly by die donkies. Jy kan nie saamgaan. Bly maar by dit wat jy kan hanteer. Bly maar hier agter want jy gaan my aftrek. Jy sal moet tot sien sê vir vriende wat dalk al 'n lang tyd saam met jou aankom. Wanneer God jou tot 'n volgende vlak roep, dan moet jy gaan. En elkeen wat nie saam moet, wil of kan gaan nie, sê jy onomwonde, bly by die donkies. Het klink daar. Jy gaan genoodsaak wees om vir sommige van die familie te sê, bly by die donkies. Bly by die donkies. Onthou net, broers en susters, wanneer God jou roep na die volgende vlak toe, dan sê jy ja vir eensaamheid. Jy sê ja om misverstaan te word. Jy sê ja om van geskinder te word. Jy sê ja om verwerp te word. Moenie dink as God jou na 'n volgende vlak toe roep, dat gaan alles hankie-dorie wees nie. Want as jy vir jou pelle moet sê bly, dan sê hulle kyk wie ding hy is hy. Dat dan wanneer jou maat wat al 20 jaar saam met jou opkom, sal vir jou gaan beskinder en jou sleg gaan maak. Sê vir hulle bly by die donkies. Broers en susters, ek dink dat dit tyd geword. U sien, ons loop saam met vriende. Ons loop saam met vriende, omdat ons nog nie die wil van God vir ons lewe aanvoel nie. Daarom omring ons met enige een. As jy die wil van God aanvoel, jy sal agterkom. Ek kan nie meer saam met jou nie, man. Jy hou my aan nou terug, man. Ek moet nie bang wees om vir hy te sê, my maat, ek dink ons breek het, man nie. Ek is op pad daarna toe. Bly jy maar hierso. Dis die weg. Broers en susters, grootheid vereis ook dat ek moet ophou om vir iemand anders te wag om vir my iets te gee. Grootheid vereis dat ek moet ophou om vir iemand anders te wag om vir my 'n wy te maak. Grootheid vereis dat ek moet ophou om te wag dat iemand my moet help om iets aan die gang te kry of iets van die grond te kry. As God jou beopdrag het om iets te doen, my broer en suster, as God vir jou 'n instruksie gegee het, dan bring jy jou eie hout. Jy bring jou eie mes. Jy kap jou eie boom af en jy bou jou eie altaar. Abraham het sy eie hout gebring. Hy het sy eie mes gehad. Hy het sy eie altaar gebou. God sal nie vir jou 'n instruksie gee en nie die krag om dit te kan doen nie. Jy kan alles verloor. Jy kan bankrot verklaar word. Jy kan al jou besittings verloor. Jy sien, my geloof in God
word getoets wanneer ek alles verloor wat vir my belangrik is. Job het alles verloor. As jy Job 1 gaan lees, dan sal jy agterkom dat die een boodskapper was nog besig om vir Job 'n slegte boodskap te bring, toe die ander een alweer daar om die volgende slegte boodskap te bring. Dit het soms so op hom neergereën. Maar Job, hy sit terwyl hulle die slegte nuus vir hom gee. En toe die laaste boodskapper vir hom sê, dat sy kinders het nou net omgekom. Toe staan Job op. As hulle daarom by my moet sê, jou kinders is nie meer daar nie. Ek is seker sal ek vir die Here vra, vat my ook dan. Maar Job staan op. Job skeer sy kleed en hy gaan in aanbidding voor die Here en besing sy God se grootheid en sy God se almag. Die sien net daarna sien God vir Job meer as wat hy gehad het nog voor dit na hom toe gekom het. God sal alles voorsien wat jy nodig het om sy doel met jou lewe te bereik. Nie my doel met my lewe nie. Sy doel met my lewe. Broers en susters, dit raak al hoe moeiliker. Grootheid, greatness, vereis opoffering. Ek is seker baie van ons het al die vraag gevra, ek het al soveel opgeoffer, en dit wat ek al gegee het nog nie eers vir God beweeg nie. God sal slegs beweeg as jy iets opoffer waarvoor jy baie lief is. Kyk, ons het mos die neiging om vir God ons scraps te gee. Die krummels wat daar van die tafel afval. Ons het daai neiging om dit te doen. Ons berei ons self nie by die huise voor om te sê, dit is wat ons gaan offer nie. Ons kom in die kerk en dan besluit jy, kyk. En dan vat ons ook maar hulle wat groen lyk, nie die bruines en die perses en daai ander klere. Jy sien, broers en susters, God kom in beweging wanneer jy iets opoffer wat jy dink jy nie sonder kan lewe nie. Dink maar, wat is dit waar sonder jy nie kan lewe nie? Job het gedink, is klaar. Ek sou gedink het, dit is klaar met my, as ek alles verloor. Maar hy staan op en hy aanbid sy Here. Broers en susters, God wants to know how bad you want something. God wil weet, hoe erg wil jy die ding hê wat jy van hom vra. Jy sien, suksesvolle mense spring hoër, suksesvolle mense werk harder, suksesvolle mense boet meer in, suksesvolle mense sweet meer, suksesvolle mense gee nie op as dinge teen hulle draai nie, suksesvolle mense bestraf hulle eie vrese, suksesvolle mense preek vir hulle self soos ek vanoggend. Dit kos iets, broers en susters, om 'n ware aanbidder te wees.
Jou prys wat jy vir die Here gee, is 'n samestelling van al jou trane, al jou vrese en al jou traumas. Jy moet vir die Here sê, Here, ek gaan U nie los, alvorens U my seën. Broers en susters, jy moet bereid wees om van rigting te verander. En hierby kan ek lekker aansluit, pastoor. 26 jaar in die onderwys en ek verander van rigting. Van die gevoel hier binne my het gesê, dis tyd om te move. Ons het al so gewoond geraak aan tradisie, dat ons nog steeds 'n 5 jaar oude memo volg. Ons het so gewoond geraak aan tradisie, dat ons 'n 3 jaar oude koerant nog lees. Ons het so gewoond geraak aan tradisie, dat ons getrou bly aan 'n instruksie, wat se vervaldatum al lank al gewees het. If you always do what you've always done, you will always be where you've always been. If you always do what you've always done, you will always be where you've always been. As jy aanhou dit doen wat jy altyd doen, sal jy voortdurend daar wees waar jy altyd was. God sê, switch. God sê, draai om. Jy sal te lank op jou ou plek, man. Jy sal te lank op jou ou plek. Jy leef al te lank saam in die dorpbene. Jy sal te lank vasgemaak. Jy sal te lank vasgeketting. Jy sal besig om te verroes. Verander van rigting. Jy is te lank te neergedruk. Jy is te lank depressed. Switch. Verander van rigting. Die spanning maak jou klaar. Die stres laat jou in die piekdakkies beland. God sê, draai om. Broers en susters, vir elke behoefte in jou lewe, vir elke uitdaging in jou lewe, vir elke ding wat jy nie self kan doen nie, vir elke ding wat jy nou al verloor het, daddy, vir elke seëning wat jy nou al gemis het, omdat jy nie op jou plek was nie. Vir die oomblikke wat die vyand vir jou gesê het, los het maar want jy is te laat. Vir elkeen van daai oomblikke het God vandag 'n plaasvervanger vir jou. Toe Abraham sy mes optel. Kom ek sê net vir die ding. Dankie, Heilige Gees. Abraham se seun loop saam met sy pa. Hy sien die hout. Hy weet sy pa het sy mes. En hy kyk rond. En hy vra vir sy pa, pa nou, ek sien die hout. En ek sien die mes, maar waar is die hout? Jy sien, dit onderskei seuns van manne. Dit onderskei seuns van manne. Die seun soek alles. Die man weet, my God sal voorsien.
U sien, toe Abraham sy mes oplig om sy seun te offer, toe sê die stem vir hom, Abraham, draai om. En toe Abraham omdraai, toe sien Abraham, daar's 'n ram vasgemaak aan 'n bos. Jy sien hoe vleg jy goed in mekaar. Abraham was bereid om dit wat hy die liefste voor het, af te staan. Hy was bereid om dit wat hy die liefste het, voor af te staan vir sy God. God het hom getoets, God het hom deur 'n proses gevat. Hy lig die mes om sy seun te offer. En die Here sê vir hom, switch. God het sy seun vir ons gegee. En hy het nie vir sy seun gesê, switchie. Hy het vir sy seun gesê, gaan deur. Hy is die lam. Hy is die lam wat vir ons geoffer was. Jy sien, broers en susters, wat God ook al vir ons instoor het, wat God ook al vir u en vir my instoor het, wat God ook al vir u en vir my instoor het, hy sal dit vasgebind hou daar, totdat jy daar opdaag. Hy sal dit vasgebind hou daar, totdat jy daar opdaag. Jou seëning is vasgebind deur God, wat die oog nog nie gesien het nie, en die oor nog nie gehoor het nie. Dis joune, dis vasgebind. Waar ander mense vir jou 'n mislukking noem, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense vir jou 'n drop-out noem, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense vir jou 'n dronkaard noem, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense vir jou as 'n verwerpeling sien, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense jou afskryf, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense vir jou as 'n huurtjie in 'n tweede rangse burger behandel, noem God vir jou 'n groot man. Waar ander mense jou afkraak en jou beledig, noem God vir jou 'n groot man. Daar's 'n groot man in elkeen van ons opgesluit, wat skree om uit te kom. Release all that God has invested in you. And your worship is going to leave an aroma that stops the stench of every dead issue. Fathers, you can change the atmosphere in your house. You can change the atmosphere in your family. You can change the atmosphere at your job. You can even change the atmosphere right here in the church. Dink aan Abraham se pleit. Dink aan Abraham se pleit by God, dat hy Sodom moet spaar as hy 10 regverdige mense kan kry. Staan soos Moses, wat verhoed het dat God Israel by die berg Sinai wou vernietig. Wees soos 'n Aaron wat
tussen die lewendes en die dooies gestaan het om die plaag te verhinder. En ek, julle God, het onder julle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die gemeenskap, vir die streek, vir die provinsie, vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Vaders, as dit die stem is wat u hoor, as u daai man is wat God soek om die muur te wil opbou. If you are convicted enough to take up the challenge of building up the wall of God once again, if you are compassionate enough to care for others in need, as jy genoeg moed het om teen die vloei van die stroom in te gaan en teen die vloei van jou vriende in te gaan en teen die stemme wat hier rondom jou is in te gaan, as jy jouself ag dat jy jou talente, jou gawes en jou tyd in diens van die Here wil stel. As dit is, my broer, wil ek u vra om saam met my te staan. Saam te staan in die bres. Saam te staan in die gaping wat al hoe groter word. Saam te staan, my broer, sodat ons gesinne, ons huise, ons families, ons gemeenskap, ons dorp, ons streek, nie verwoes word. Kom ons staan teen die vyand. Kom ons bid saam. Here, u sien die manne wat voor u staan vandag. Elkeen met sy besonderse kwaliteite. U ken hulle beter as wat hulle self ken. U ken hulle persoonlike probleme. U ken hulle eie soortige uitdagings, my God. U ken hulle finansiële omstandighede. U weet wat dit is wat aan hulle knaag soos kanker, my God. U weet ook waar hulle op die oomblik is, Here, wat die verhouding tussen hulle en u aanbetref. Maar u beloof dat u nooit 'n dowwe lampet sal doof.
nog minder my God, sal jy 'n geknakte riet breek. En dankie Here, dat die manne vandag oprig. Dat die manne vandag oprig. Groot manne oprig. Wat in die bres vir U wil kom staan. Wat 'n muur om hulle gesinne wil trek, Here. Wat 'n muur om die gemeenskap wil trek. Wat 'n muur om die dorp wil trek en seker maak dat geen vyand daardeur kom. Ek dank U, Here, vir groot manne. Hulle kan klein in postuur wees. Hulle kan dalk soos wat hulle daar staan, nog bang wees, Here, nog onseker wees. My God, maar ek vertrou op U, my Here, dat U hulle sal versterk, dat U hulle lendene sal omgord, Here. En dat hulle, Here, soos Dawid van ouds vir Saul sal sê, ek het nie jou wapens nodig en al die toerusting nie, want ek staan voor 'n reus op grond van my geloof in my God. Laat hulle geloof sterk word. Voed hulle deur die woord, Here. Bevestig aan hulle wat jy lankal in hulle geplaas het, my God. Wys vir hulle dat jy die hele tyd saam met hulle was. Wys vir hulle, Here, dat hulle nog nooit alleen was. Wys dat hulle nie mislukkings is nie. Ek dank U vir tweede, vir derde, vir vierde, vir vyfde, vir sesde kanse wat U vir ons gee. Die genade, Here, ken regtig die perke nie. Die liefde kan ons nie beskryf nie. Dankie my Here. Ek loof, ek prys U. Ek lê ons manne as offers op die altaar voor God. Suiwer ons my Here. Reinig ons. Laat ons naak voor U staan, my Here. Ek wil toch vir vrouens vra wat hier is, wat vir hulle mans wil staan om ook te staan. Ek wil vir kinders vra wat op skool of op college of op universiteit is, wat voel dat hulle deel wil wees hiervan, om ook te staan. Ek loof U my Here. U ken ons. U ken ons ingaan en U ken ons uitgaan. U sien ons vir wie en vir wat ons is. Voor U, Here, kan ons nie voorgee nie. Voor U kan ons nie pretend nie. Voor U is ons 'n oopgeslaande boek, waarvan U die begin en ook die einde ken. Versterk ons, my Here. Gee vir ons krag van omhoog, my God, dat ons die instruksie sal hoor en sal volg, my Here. Gee dat ons sensitief sal wees vir die stem van die Heilige Gees.
Gee dat ons sal afsterf dit wat nie eie is van U. Gee dat ons skei van dit wat ons terughou om te moet wees wat U wil hê ons moet wees. Ons rig ons oë op die kruishout van Golgotha, waar oorwinning vir ons gewaarborg is. Ek dank U, omdat U ons redder is, ons verlosser is, ons saligmaker is, die blinkmoorste, die lelie van die dale, die Alfa en die Omega. Vredevors, raadsman, sterke God, ewige Vader. Aan U die lof, aan U die eer, aan U die prys, want U alleen is waardig om dit te ontvang. Ek dank U vir nuwe krag, ek dank U vir nuwe energie, ek dank U vir nuwe besieling, ek dank U vir nuwe wyn, ek dank U, Here, vir 'n nuwe salwing op ons lewe. Ek loof U, ek prys U as die God bo alle gode en die Here bo alle heres. In sy naam en sy naam alleen, met baie danksegging en alle eer en aanbidding. In Jesus naam. Amen. Wow, wat 'n boodskap, wat 'n woord. Ek glo het 'n ontwaking in jou kom wakker maak vanoggend, soos in my. Ek het dit nou al 'n paar keer geluister en dis 'n boodskap wat vir my baie beteken het. Ek hoop ook vir jou en dat daar werklik waar daai bril in jou hart losgemaak is vandag. Om te weet dat God is vir ons, nie teen ons nie. En ek het net opgewondenheid in my hart oor briltyd in die oggende. Maandagoggende, woensdagoggende, vrydagoggende 6:00. Hier op Facebook of op ons YouTube kanaal, waar ook al jy kyk of luister na die podcast later, maak seker jy word deel van die Nieuwtrop. Maak seker jy deel dit met jou vriende, met familie, met jou geliefdes, om deel te word van die Nieuwtrop. En miskien wil jy ook 'n boodskap opnieuw op briltyd met die medegelowiges deel, met die wêreld deel. Jy het 'n boodskap wat in jou, wat jy wil uitbrul, en jy wil jou stem laat hoor. Maak kontak met my, hier is my e-posadres, en daar kan ons gesels hoe ons kan help. En ek vertrou dat hierdie Woensdag vir jou 'n geseënde dag sal wees. Dat alles wat jy aanpak vandag, dat jy voorspoedig sal wees. En soos ek altyd sê, mag dit in goud verander. En dat jy weet die Here, as jy agter hom aanstap en hom toelaat om voor te stap, en jy volg hom en volloop in sy voetspore van geregtigheid, sal dit met jou goed gaan. Seën vir jou, en onthou, God se genade is vir jou genoeg om die uitdagings in jou lewe, jou terugslag, jou probleme, jou omstandighede met baas te raak, in die naam van die Here Jesus. Brul saam met my hierdie dag. Mooi dag.